Julle, welkom by episode 2 van Reisigers die reeks getiteld Duivels. Ek hoop julle het episode 1 geniet, waar ons tyd spandeer het met ons 4 vriende op pad na hulle sterreplek waar hulle eie sterrekonstellasies getrek het. In episode 2 spring ons 'n paar jaar vorentoe en ons sien presies wat is die duivels wat ons vriende 'n bietjie rondjaag. Geniet dit. Buite Woonstelblokstraat, later. Juba kom by die trappe af in chinos en 'n kortmou groen golfhemp met naambalkie. Hy trap op die sypaadjie tussen die res van die 825's en maak sy pad by die straat af verby 'n kruidenierswarewinkel, coffeeshops en ander kleurvolle ondernemings. 'n Paar minute later stap Juba deur die deure van 'n 3-ster hotel. Met 'n hoflike glimlag stap Juba verby na die hotel se restaurant waar 'n paar gaste, meestal gedres in werkspakke en vasgenaal op hulle selfone, hul budget ontbyt en discount koffies klaarmaak. Hy bestudeer die gaste soos hy sy pad na agter vind. Deur die kombuis wat stadig besig is om aan die gang te kom en dan verby 'n kelner na sy kantoor toe. Joubert. Juba half knik en stap aan. Hy haal 'n bos sleutels uit en sluit die deur oop. 'n Enkel buislig sukkel om wakker te word. Ons sien 'n kantoor net groot genoeg vir 'n lesenaar oortrek met papiere, semi-georganiseerd. Juba skuif agter sy lesenaar in en begin sistematies weer orde skep. Joubert. Quick one, brother. My girl's in town. Took the early flight in. Daddy Dearest paid. High maintenance, that one. Her brother as well. You know, he was caught stealing from... Ou dokumente en strokies in die drom. Volgende, die boksrekenaar. Juba buig af om dit aan te skakel. Blok die white noise gegossip uit. Anywho, she's in town. Wants me to take her out. Wine and diner, you know. Nee. Ginny can take my 6 p.m. slot. Come on, boss man. I'm sure she'll be okay with it. Do her brother a solid. Die kelner haal sy selfoon uit en wys 'n foto van sy girlfriend vir Juba, wat nog sy kop afhou, nou binne sy admin lair. A big favor, you know what I mean. I'm not your brother. Manager means I'm also not the boss, man. Hy teken in op sy rekenaar. Which means I manage what Patricia wants me to manage. And she said no changing of shifts during peak. Ons hoor 'n gerumoer van buite. Juba lig vir die eerste keer sy kop op en kyk deur sy kant toe. Mrs. Pat will understand. She listens to you, bro. Joubert. Die rumoer buite word harder. Juba staan op en beweeg deur sy kant toe. No. Halfpad by die deur uit, tik hy op 'n rooster wat teen 'n drywall muur geprestiek is. Work schedule was finalized a month ago. No. Juba stap aan, nou uitsig. Asshole. Vanuit die kombuis sien Juba een van die gaste wat baie ongelukkig optree. 'n Oorgewig besigheidsman in sy 50's, selfoon in hand, is besig om dit soos 'n wapen aggressief na 'n kelner te wys. Pateties. Net pateties. Hy maak opera-agtige gebare. Ek het die wêreld al deurgereis. Meer lande. Boetie, as wat jy jou ander kan die treinspoor opvoeding jou ooit sou van kon leer. En nog nooit. Juba beweeg nader, hande agter sy rug, statig. Weet jy wat ek aan hierdie plekkie kan doen? My invloed. Meneer? Hy gesels nou in 'n foon. Advokaat Adrianse. Dis ou Jaap hierso. Doen my 'n guns, ou vriend. Skryf en stuur vir my 'n ou prokureursbriefie, man. Meneer, my naam is Joubert Mentjies. Ek is die bestuurder hier. Kan ek... Ja, nou is hulle bestuurder snotkop mannetjie hier voor my. Ja, ek neem als op. Die meneer se stoel het gebreek toe hy sit. Ja, ek Nie geval nie, net geskrik. Juba neem dit in terwyl die man verder praat en beduie. Hy kyk die man op en af, oorweeg sy opsies. Dink jy ons moet vir die meneer 'n rusbankie verskry? Beide kelner en omgekrapte man kyk na Juba met 'n verbaasde uitdrukking. kom weer. En bring ook 'n nat lappie vir die meneer se voorkop. En 'n glasie suikerwater, asseblief. Lou water. Die kelner huiwer en dan trippel hy kombuis toe. Die besigheidsman se gesig is nou donkerrooi. Juba tree nader. Ek sal vir julle, vir jou, Meneer, Juba hou skerp oogkontak met die man, praat berekend. ons kry 3 tipes gaste hier.
Gaste wat gelukkig is, gaste wat ongelukkig is en dan gaste wat onredelik is. Vir die eerste twee beweeg ons hemel en aarde om hulle tegemoet te kom. Maak nie saak wat die versoek nie. Hy wys die selfoon aanvallend na Juba toe. Mannetjie, ek het my advokaatpel op die lyn. Hy hoor als. Hy gaan jou verniel. Elke sent uit. Sonder waarskuwing gryp Juba die selfoon uit die man se ronde hande. Die man spring kwaad vorentoe om dit terug te vat, maar Juba steek sy hand ferm na vooruit, stop hom in sy spore. Juba hou oogkontak terwyl hy die foon stadig na sy oor toe lig. Joubert Mentjies hier? Ons hoor nie die stem aan die ander kant van die lyn nie. Ja, ek verstaan. Dis reg so. Terwyl hy luister, hou Juba die besigheidsman, wie se gesig nou bleek soos 'n spook is, dop. OK dan, wel, baie sterkte vir jou. Mooi bly, totsiens. Juba druk die foon neer. Ek. Die derde tipe gas, die onredelik is, in my ervaring is vol drama maar sonder inhoud. Hy handig die foon terug aan die man wat droebek staan. Meneer, jou dogter vra diep om verskoning vir jou gedrag. Hy laat dit insink. Die kelner hou sy lag in. Die man se lippe kurk terug. Ek is jammer oor die stoel. Die onkostes en die ontbyt is op ons. En nou gaan ek jou vra om die perseel te verlaat. Die man oorweeg sy opsies vir so 'n paar sekondes, dan buig hy af, vat sy tas en stormloop uit. Juba hou hom dop tot die man by die hotelvoordeure uit is, dan draai hy om terug kantoor toe. Hoe het jy geweet dit was sy dogter? Nie die attorney nie. Einstein se caller ID het Sissa gelees, gesien toe hy beduie. Sissa? Sissie! Amper by sy kantoor draai Juba na die kelner wat nog by sy deur wag met gekruiste arms en top. Pat asked me to take a couple of personal days from tomorrow. I'll come in a day earlier to cover for Ginny, then Ginny can help you out as dit nog reg is met haar. Die man is duidelik verlig en wil nog vir Juba dankie sê wanneer Juba se selfoon lui. Hy kyk af en sien die derde miskol van sy ma, gevolg met 'n rooi hartjie emoji boodskap. Hy ignoreer dit, skuif weer agter sy lesenaar in, kop af en werk verder. Binne hotel voorportaal aand. Dit is laat aand in die restaurant doodstil. Juba sluit sy kantoor deur, tyd om huis toe te gaan. Dit reën liggies soos Juba buite tree, woonstel se rigting toe. Op pad skik Juba 'n takeaway pakkie aan 'n bejaarde hawelose man. Amper terug by hul woonstelblok, tree Juba by die plaaslike kruidenierswarewinkel in. Die klokkie van die winkeldeur lui wanneer Juba instap. Hy stap oor yskas toe om 'n 6-pak bier te kry en let 'n nuwe reeks kraftbier op wat vertoon word. Op daai oomblik kom Mario ook die winkel binne. Entoesiasties stap hy oor na Juba toe en sien wat Juba sien. Eina, geen verbeelding nie. Wie dink dit goed uit? Ons lees Crafties op die banier met 'n cut-out van 'n semi-gekleede model in konstruksieklere wat die bier aangeplak geniet. Juba skud net sy kop en beweeg aan. Mario bly agter en met speelse flirtasie bestudeer hy die vertoonkas verder. Proe ook seker soos 'n bousite. Al 'n entjie verder stop Juba ewe skielik botstil in sy spore. Ons het 'n wenner gehad, reken ek. Hey Jub. Die hare op sy nek rys terwyl Juba deur die winkelvenster na buite kyk. Nee, onmoontlik. Deur die winkelvenster sien ons vir Slabs op sy selfoon heen en weer voor die winkel stap en gesels. Hy merk nog nie vir Juba op nie. Na so 'n ruk druk Slabs die foon dood, sit dit in sy sak en stap die winkel binne. Die winkelklokkie lui. Slabs staan by die toonbank. Hy lyk nog baie dieselfde, hare langer en gesig ouer, maar oor die algemeen lyk hy ontspanne met sy cargo pants en kraaghemp. Peter Stuyvesant, 20s please, 1. Juba maak homself klein en begin stadig dieper die rakke in beweeg. Jubaiki? Ons sien vir Slabs nou na Juba toe draai. Die twee vriende maak ongemaklik oogkontak. Dit neem 'n oomblik, dan beweeg hy na Juba toe. Meneer Mentjies, wragtig. Skouers terug en rug regop, forceer Juba 'n smile. Slabs steek sy arms uit om vir sy vriend te berag, maar daar is 'n deurskynende muur tussen hulle. Slabs trek terug.
Half steek sy hand uit, maar besluit ook daarteen. Juba, nog van stryk, kap halfhartig tog vriendelik op Slab se skouer. Slabbert, jy lyk goed. Van al die plekke. Ja, nogal. Ja, maar ek het lanklaas, jy weet mos, werk, dinge, besig. Sy woorde is buitengewoon hakkerig. Hy fokus en probeer sy aandag na Slabs toe skuif. Jy in die stad, werk, plesier. Yes. Ja, ek bedoel, ek sien vir 'n ding, net so 'n paar dae, dan vat ek die lang pad terug huis toe. Juba soek vir Mario, sy aandag nie by Slabs nie. Ek is 'n koshuismeester. Kan jy glo? Dit is nogal ironies. Dieselfde plek waar ek amper gepluk het, merk ek nou. Ander kant van die klaskamer. Pas jou. Ja, wel, ek weet nie. Kids. Is anders wat ek gedink het. Net anders. Verstaan? Hulle kyk so reg deur jou. Ek kan dink, met ons so lank betaal. Juba bedui 'n kassier se kant toe. Hy het nog so 'n paar draaie wat ek moet 'n ongemaklike stilte vul die lug. Hulle betaal, maar staan nog stil by die kassier. Slab se frons hou vir Juba dop, wat hard probeer om nie oogkontak te maak nie. Buite op die nat sypaadjie staan die manne. Slabs haal 'n skuif uit. Juba se voete juk. Wel, was vinnig, maar ek moet Lekker om jou ook weer te sien, myntjies. Geen beweging tussen die twee vriende, net die koue aandwind wat sy buiging maak. Slabs kan homself nie meer inhou nie en gooi sy arms om Juba. Gee hom 'n groot druk. Juba se rug trek styf. Fuck it. 3 jaar, Job. 3 jaar. Sonder 'n woord. Ja, dit voel soos gister, maar dis 'n ewigheid en Mario en jy en hoe gaan dit, Hubert? Binne is Mario op pad kassier toe, salig onbewus van die onbeplande reunie. All good. Goed, ja, als goed. Bly naby, sal dit werk, gesond, gaan goed. Monty, hoor jy, sien jy? Slabs kyk besorgd na sy vriend. Goed. Goed, ja. Okay. Monty lewe sy plan. Hoe dan anders? Hy's eintlik hier by jou in die stad. 3de jaar medies, reeds 'n girl, nice girl, sweet, slim. Hy steek sy sigaret aan. Lyk ernstig. Ons kom juis môreoggend by mekaar om op te vang. Sy oë rek oop met 'n idee. Juba weet wat kom, reeds reg met 'n exit lieg. Hy sal jou bitter graag wil sien. Ek ook, weer opvang. Hoekom join jy? Ek weet nie, ek moet môreoggend vroeg oopsluit. Jammer, jy weet. Ag, kom aan man. Ek kan nie. Die hakkerige gesprek staan einde se kant toe vir Juba. Hy kyk pad af, trek weer sy skouers terug en plak 'n smaal aan. Slabs kyk met erns na hom. Ja, word laat. Ek moet eers was lekker om jy weer te sien, ou groote. Hubert. My ou toppie. Hy is siek. Glad nie lekker nie. Hy staan einde se kant toe. Yes, Die dop. Fucking dop. Dit kaptein Slabbert uiteindelik ingehaal. Shit. Ek nie geweet nie. Dit kan nie maklik wees nie. Dit moet. Ek is jammer, Slabs. As daar enigiets is. Dis okay. My nommer, dit is nog altyd dieselfde. Jy het hom nog reg. Ja, ek dink so. Vir die eerste keer kyk Juba met sagtheid na sy vriend. Hy knik sy kop, sukkel om nog 'n woord te vind. Dan breek Slabs die stilte namens hulle twee. Wakker word, Jubes. Dit is tyd. Die intensiteit is tasbaar. Slabs hou oogkontak met Juba. Na 'n asem of 2 draai hy om en stap pad af. Net op daai oomblik kom Mario by die winkel uitgedraf. Hy sien vir Slabs. Was dit? Wragties. Slabhuister.
Nou al 'n eind by die straat af, draai Slabs 'n laaste keer om. Marius stuur 'n lang afstand strongman pose sy kant toe. Slabs trek 'n half smile, skud kop en vat die pad verder. Groot voet uit die bos. Juba kyk nog straat af en na 'n sekonde of so draai hy die teenoorgestelde rigting in. Wat ook al. Binne 'n stadwoonstel leefarea later. Die geritsel van sleutels en dan sien ons die voordeur oop swaai. Juba stap deur, hot and bothered, gevolg deur Mario wat die deur per ongeluk ooplos. Ag, nee man. Hy wip sy gat, stap terug en moer die voordeur toe. Mario kyk na sy broer, onseker. Juba gooi die inkopies, selfoon en sleutels neer. Stap televisie toe, skakel dit aan. Sit. Staan weer op. By die yskas. Kyk binne, niks. Stap kamer toe. Terug in leefarea, maak vensters oop. Onrustig. Was 'n bietjie rof. Sy dad, baie geskiedenis daar. Slabs trek swaar die bær. En jy ook. Verdwaal in sy gedagtes, skuif Juba heen en weer deur die woonstel. Hy stop en kyk na sy selfoon, oorweeg iets, gaan sit weer op die enigste dubbelsofa in die vertrek. Jy voel dit. Juba neem Mario se woorde in, vroeg, spring op, weer by sy selfoon. Wik en weeg nog, dan soek hy Slabs se naam. Juba tik. Ons sien op Juba se selfoonskerm. Jammer hy delete dit. Liewe Slabs, delete dit weer. Verskeie emojis. Delete dit weer. Dit neem so 'n paar sekondes, dan settle Juba op. Dink aan jou, sterkte. Hy kyk weer na sy boodskap. Op na Mario toe wat goedkeurend knik. Dan stuur Juba die boodskap. Juba asem diep in. Rol sy skouers terug en asem uit. Is gedoen. Hy gooi die selfoon op die tafel neer en beweeg slaapkamer toe vir die aand. Dit is later, die ligte is af, woonstel stil. Juba is toegedraai in sy kombers, vas aan die slaap. Ons beweeg oor leefarea toe waar ons Juba se selfoon op die tafel sien. Die skermliggie gaan aan. 'n Reeks boodskappe kom deur van Slabs. Op die selfoonskerm sien ons: Pa glad nie goed nie. Ry môre weer terug. Kom saam, asseblief. Fok it. Kom saam. Môreoggend daarso. Weg van die selfoon en ons kyk uit by die woonstelvenster by die ander geboue verby, op na die sterre ver bo. Buite dorp Markplein, laat aand. Terug in die verlede sien ons die nagse sterre bo die dorp. Bright and beautiful. Ons beweeg af en is weer terug by Juba en Mario wat van hulle sterreplek kom, rustig aan die stap oor die grasperk van die dorp se sentrale Markplein. Butiek, bier, brouery. Rol so mooi vir die tong. Wel, ons het gebrou. Dit is tegnies bier. Definitief nie boutique gebroei nie. Ons was daar haastig met die fermentasie. Verseker. Ja, ook nog vinniger afkoel, dink ek. Maar Die suurlemoenskille? die suurlemoenskille. Te veel. Jop, wat te veel. Die broers verskyn en verdwyn soos hulle onderdeur die handjievol straatligte stap, wat eenvoudige sandsteenhuise aan weerskante van 'n breë enkelpad vergesel. Het jy regtig nog jou kop op die 17de? Jep, net vir die eerste 2 jaar. 'n Klein perseel vir 'n klein begin. Mario skop klippies, antwoord nie daarop nie. Soos 'n coiled spring. Kronkelveer. Soos 'n kronkelveer. Hou terug en dan trek ons los. Gaan groot. Hoe vinniger ons stad toe kan gaan en met die kettingwinkels praat, hoe beter. Verseker aanlyn ook doen, uitvoer buiteland toe. Ambisieus. Dis die enigste manier. Haastige hond verbrand ook vinnig sy tong. As ek swat met klein nie, passie bly en klein. Aha, stilstaan is doodstaan. Juba en Mario staan nou stil by die oprit van hulle ouer huis, 'n netjiese sandsteen ontwerp met 'n tuin wat met baie liefde versorg word. Gepraat van stilstaan. Juba begin na die afdak langs die motorhuis stap. Ek wil gou by Royes inloer. Dad het extra spesiale aandag aan haar gegee. Gesê sy is weer reg. Reg om ons môre te vergesel. Ek seker sy sal mooi na ons kyk. Maar ek's okay. Ek wil gou vir mams hallo sê voor sy waai vir haar aanskof. Mario draf na hulle voordeur en verdwyn binne die huis. En buite Myntjie se huis afdak,
In die wit skyn van 'n buislig rus 'n voertuig onder 'n diepgroen seil. Juba beweeg stadig om die kar terwyl sy vingers die buitelyne inneem. Die opgewondenheid groei soos hy die seil versigtig begin oplig wanneer sy selfoon lui. Slabs. Slabs. Stadig. Stadig. Ons hoor nie vir Slabs aan die ander kant van die lyn nie, maar Juba se verandering in uitdrukking sê als. Bliksem. Ja, ek kom nou dadelik. Byt vas. Die seil is af nog voor die oproep klaar is. Juba spring agter die wiel van 'n opgeknapte rooi 1970 Ford Capri Piranha, al pa se baby, Royus. Juba, duidelik gemaklik agter die stuurwiel, weet waar die sleutels is. Hy gryp dit onder die bestuurdersitplek uit. Skakel vir Royus aan wat brul. Juba is gefokus en ons sien die ikoniese V8 hastig by die mandjies uit oprit uitjaag. Buite Slabberthuis straat later. Die buitekant van die Slabberthuis is sigbaar. 'n Soortgelyke ontwerp as die mandjieshuissinne, net kaal en alleen in die donker. Die voorstoep se enkel vuil geel lig is aan en ons hoor geluide van binne van 'n man, Slab se pa, wat hard en onsamehangend raas. Ons fokus is nog op die Slabberthuis van buite met die gebreek van glas en meubels wat kwaai omgestamp word, wat die nag se rus breek. Dan hoor ons Juba wat aankom en hard op die Slabbert se grasperk rem. Hy klim hastig uit, hoor die rumoer en wil voordeur toe begin stap wanneer dit oopswaai. Slabs kom vinnig kop af uitgestap. Kom. Hy's vanaand weer op die straat. Juba kyk na Slabs wie se skoolhemp duidelik rondgepluk is, sy oë rooi en moeg met 'n lelike sny op sy regterwang. Slabs klim by die passasierskant in met Juba wat volg. Hulle kyk 'n laaste keer weer na die huis se kant toe en hoor hoe Slabs se pa aanhou beklei, nou met 'n spookhuis. Juba, kom asseblief. Die ouens ry weg van die duiwelse geraas. Binne Royus skoolparkeerterrein later. Slabs en Juba sit binne Royus, nou afgeskakel, op die hoërskool se gronde en kyk uit oor die hoofrugbyveld wat wegkruip onder 4 spreiligte. Met 'n lap teen sy wang staar Slabs deur die vooruit. Die stilte binne Royus help om die aand se gebeure te verwerk. Na 'n ruk vibreer Juba se selfoon. My dad. Vra hoe rooi is. Slabs se oë knip nie. Net vir hom sê ek sien by jou emergency. Sy duime stuur 'n kort antwoord terug. Hy sit cozy op sy stoep. Klaar oor niks, nooit. Maar laat sy geliefde rooi kop net iets oorkom. Nee. Juba kyk na Slabs wat keel skoonmaak en regskuif. Sy hande wat nog die adrenalien voel. Nee. Jou pa. Jou pa doen dinge reg. Reg, maar gemaklik. Prof Mytjies kon al groot dinge bereik het, maar hy hou van alles. Gemaklik. Doen net wat nodig is, jy weet. En jy verwag meer van hom? Nee, miskien, ek weet nie. Stilstaan maak 'n man moeg. Slabs haal die lap van sy wang af, trek sy kake styf. Hy kan soveel meer vir homself doen. Vorentoe beweeg. 'n Kort afkerende lag. Slabs skud sy kop. Ek weet hy doen baie vir ons. Slabs slaan die kar se paneelbord met die onderkant van sy vuis wat Juba behoorlik van kant gooi. Hy draai na Juba en kyk met 'n ongewone intensiteit direk in sy oë. Slabs, Nee, ek Slabs druk die adrenalien na onder en lig sy hande stadig op. Get my pa se hande. Hy bestudeer die vorm van sy palms, krul sy vingers na binne en dan na buite. Jy onthou my 16de. Hm. Was 'n lekker partytjie. Jy, Mario en Monty het nog jou eie skuins weergawe van ruiter van die wyntjie gekry ouetjie. Onthou. Was dit weer so 'n eenvoudige gevoel. Tyd het stil gestaan. Vir so 'n ruk. Juba onthou. Daai aand toe almal weg was. Ek my ma en klein Lenka het begin opruim. My pa was binne. Ons kon hoor hoe hy weer begin regmaak vir die strate. Jy het al baie hiervan gesien en gehoor, maar hierdie aand was lelik. Op 'n ander vlak. Ek kry die bak vleis wat nie gebraai was nie, kom by huis toe gedra toe hy my tackle.
gesê ek sal nooit verstaan nie, maar ek moet verstaan. En toe gryp hy my gesig met sy een hand Slabs sprei sy vingers uit soos 'n seekat, reg om sy prooi te versmoor. en hy bliksem my gesig teen die oond se glas deur. Ek moet sien. Ek kon die glas oorkraak met sy een hand, Juba. Ek kon skaars asemhaal. Nee, my vriend. Die traumatiese herinnering is duidelik in Slabs se oë. Met sy vrye hand sleep hy sy palm deur die bak en smeer die bloed van die rou vleis teen die kant van my gesig. Jy moet verstaan. Kyk. Oor my mond, deur my hare, sy dik vingers in my neus. Ek kan dit nou nog ruik. Juba voel vir jong Slabs. Hy's amper daar met sy vriend. En dit was die aand wat my ma finaal laat besluit het om haarself en my sussie daar weg te kry. Dit moer se guts van haar gevat. Jy kan net dink, Maar jy het gebly. as ek nie sou hy ons kom soek het. En hy sou ons kry. Ou kaptein Slabbert. Met my hier. Ten minste was hy nie alleen nie. Ek kon hom besig hou. Maar ook Hubert, ek verstaan. Juba is doodstil, luister aandagtig. My pa, jou pa, hulle is 'n gebroke generasie. Sterk, hard, loyaal tot 'n fout teenoor hulle mense. Hulle is gebore in 'n ou wêreld wat nog gewoond was om kinders in 'n worsmasjien van geweld in te druk. Die vrot idees wat in hulle ingeskroef was, die onmenslikheid van hulle gesien het. Wat hulle gedoen het. Die atmosfeer binne Royes is tasbaar. So as ek en jy toe gebore was, Juba, ons sou ook reg daar binne-in gewees het. Dalk dieselfde foute gemaak het, maar hulle het geglo hulle beklei om 'n toekoms te verdedig en hulle het. Kyk net na ons, die gemak wat ons nou het. Maar vir party wat daar was, het dit gekom teen 'n prys. Slabs sit agtertoe in sy sitplek, uitgeput. Jou pa, Tubes. Hy is gemaklik. Maar hy was ook daar. Hy weet hoe dinge lyk as dit nie meer gemaklik is nie. Hoe lelik en vinnig dinge kan skeefloop wanneer jy opgee en na sin soek. Hy het dit gelukkig getref om in 'n posisie te wees om 'n keuse te kon maak. 'n Keuse om julle te spaar van dit alles. Maar my pa. Ek kyk na my hande. Ek haat hulle. Want ek sien hom en al die kak. Sy lip bewe. Maar ek kyk en ek sien ook sy pyn. Die duiwels wat hom rondjag. Dit is asof elke keer wanneer hy beklei, dat hy vir my van diep agter die uitdak skree van desperaatheid. Desperaat vir vrede, om vergifnis, dat ek moet kyk wat se man ek nie moet word nie, dat ek ook nie deur die pyn gevange gehou moet word nie. 'n Vasberadenheid kom oor Slabs se gesig. Sy prys. 'n Prys sodat ek eendag nie meer hoef te betaal nie. Dat my kinders en hulle kinders geensins nie sal betaal nie. Die lyn is getrek. Die gebrokenheid stop by my. Dit is in my hande. En nou jag ek die duiwels rond. Die woorde hang in Royes. Slab. Eyster. Juba se ribbes bars met trots. Jou ma, Linka. Hulle nog happy. Ons praat amper elke dag nog. My ma is op 'n rustige plek en dit vryf gelukkig op Linka af. En dit laat my hart lig voel. Onder op die rugbyveld skop die spreiers aan. Hulle is gemaklik. Juba knik en gee 'n groot sug van verligting.
Wat 'n dag. Die vriende lag hardop terwyl 'n blinkie deur Juba tussen die oë tref. Yes, so. Laat maar duivels verder rond te jaag. Sy stoute oë skiet af na die rugbyveld toe. Slabs gryp sy sitplekgordel, knip dit in en trek dit styf vas. Fok ja. Let's go. Die modder spat soos Roy se 205's lyne sny en draai 'n kerf onder deur die spreiers. Tussen die pale deur, oor die doellyn, op pad halflyn toe. Hard op die remme, dan ruk Juba die stuurwiel na regs. Gras en grond gryp vas waar hulle kan. Slabs ook. Die Caprice V8 wys haar krag behoorlik. Van bo sien ons vir Roy is 'n nuwe Jackson Pollock verf. Die ouens geniet dit behoorlik. Daai fyn lyn tussen vrees en pure plesier. Water skiet teen die vensters, rims wat draai teen 1000 reps per minuut. Donker van die modder, gly grasieus oor die veld. Juba rat af en trek 'n lyn na die 10 tree, reg om nog 'n duiwel plat te trek. Buite Myntjie se huis aand later. Roy se engine kom rustig tot stilstand onder die afdak. Slabs en Juba klim uit en bestudeer hul handewerk van buite. Doen eers, vra om verskoning later. Totaal die moeite werd. Hey, die modder op die bande gaan hard word. Jy sal hulle môre moet afhaal en skrop, ou maatjie. Bakwerk, vensters, wiele, haar behoorlik skrop. Oh. Sy moet ons nog môre na Renier se baie braai vergesel. Maar nou ja, môre is worries. Juba stap voordeur toe. Dankie, Hubert. Vir alles. Hy sluk hard. Die myntjies gesin, julle is my family. Julle het al soveel keer julle huis vir my oopgemaak. Kom, is niks, jy weet mos. Ek is ernstig, Hubert. Geen grappies. Julle is my mense. Ek sal my alles gee vir jou. Mario, jou pa, Tannie D, alles. Juba glimlag in erkenning en wys huis se kant toe. Op daai oomblik maak die voordeur oop met prof Myntjies in sy nagklere wat wag. Juba stop vir 'n sekonde en dan tree hy op die voorstoep. Naand pa. Jammer, moes. Juba kyk na Slabs toe. Prof Myntjies kyk vir so ruk na Juba. Geesig en dan vryf hy Juba se hare de mekaar en trek hom op die skouer die huis binne. Hy kyk bekommerd oor na Slabs. Johan, seun, is jy okay? Ja, oom. Dankie, oom. Ek is nou. Goed. Ek is bly jy slaap hier vanaand, verstaan? Het jy al iets geëet? Soos die deur toe gaan, onthou prof Myntjies se laaste iets. By Rooikop nog in een stuk? Ons volg vir Slabs deur die Myntjies huis. Meubels en ornamente wat met 'n sagte tog kunstige oog uitgekies en geplaas is, vul elke vertrek. 2 bergfietsse teen 'n enkel muur met verskillende groottes geraamde foto's van die Myntjies familie wat die prentjies inkleur. Ons fokus op 'n foto van Juba en Mario veilig in die arms van hul ma tydens hul geboorte. 'n Boekrak vol met boeke oor filosofie, fiksie en toergidse van reg oor die wêreld, 'n teleskoop wat teen hom lê. Entoesiasties kom Mario by die gang afgedraf om vir Slabs te groet. Alhoewel dit baie laat is daar 'n warm gasvry energie in die huis. Binne Myntjie se huis eetkamer later. Prof Myntjie stap na die agterplaas met tabak en pyp in die hand. Juba kom met 2 borde vol lasagne en plaas dit neer op die eetkamertafel. Oh, Tannie D se special. Dit proe ekstra lekker 1:00 in die oggend. Spring in Slabs. Mario steel 'n vinnige hap uit Juba se bord wat te laat met sy vurk na Mario se vingerskap. Oog is oop. Maak reg vir nog. Buite Myntjie se huis agterplaas aand. Prof Myntjie sit buite op sy donkerblou stiklap lazyboy, oë toe en trek stadig aan sy pyp. Na so ruk kom Juba uitgestap. Yes, tyd vir ons om die kussings te slaan, Dad. Julle sterkes toe nog dames gevind. Pleiades. Monty het daar gekry. Piaf se dans gedoop.
Prof Myntjies knik goedkeurend, trek aan sy pyp. Edith Piaf, betowerend. Die prof voeg 'n ekstra knippie tabak by. As my niks so mooi soos om jou ma droomverlore in die Lavian Rose te sien nie. Die vroulike gees op sy vryste. Majestic. 'n Uitnodiging om haar op 'n avontuur te neem. Hy kyk uit die hoek van sy oë na Juba. Sê vir my seun, klop jou hart tog avontuur? Juba knik. Hy verwonder hom aan sy pa wat diep in sy lazy boy die hemelruim bestudeer en met homself filosofeer. Pa lyk gemaklik. Hy glimlag en trek die glasdeur toe. Rustig slaap. Pa verdien dit.